Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons nummer 4 doen. Kom ons vra vir die Here om ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die opskrif is die diens van die Lewiete. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en gesê: Neem die volle getal van die seuns van Kehat op onder die seuns van Levi uit volgens hulle geslagte, volgens hulle families. Van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig is om werk by die tent van samekoms te verrig. Dit sal die dienskneg van die seuns van Kehat by die tent van samekoms wees, naamlik die hoogheilige dinge. By die opbreek van die laar moet Aaron en sy seuns kom en die voorhangsel tot bedekking afneem en daarmee die ark van die getuienis bedek. En hulle moet 'n dekkleed van robbevelle daarop sit en 'n doek, heeltemal van persstof, daarbo oor uitsprei en sy draaghoute insteek. Hulle moet ook oor die toonbrood tafel 'n persdoek uitsprei en daarop neersit die skottels en die rookpanne en die bekers en die drankofferkanne. Ook moet die altyd blywende brood daarop wees. Daarna moet hulle 'n skarlakendoek daaroor uitsprei en dit met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en sy draaghoute insteek. Dan moet hulle 'n persdoek neem en die kandelaar tot verligting bedek, met sy lampe en sy snyters en sy bakkies en al sy oliekanne waarmee hulle daarby diens doen. En hulle moet dit met al sy gereedskap op 'n dekkleed van robbevelle neerlê en dit op die draagbaar sit. En oor die goue altaar moet hulle 'n persdoek uitsprei en dit met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en sy draaghoute insteek. Hulle moet ook al die gereedskap neem waarmee hulle diens in die heiligdom doen en dit op 'n persdoek neerlê en met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en dit op die draagbaar sit. En hulle moet die as van die altaar verwyder en daar 'n purperdoek oor uitsprei. En hulle moet al sy gereedskap daarop neersit waarmee hulle daarby diens doen. Die vuurpanne, die virke, die skoppe en die komme, al die gereedskap van die altaar. En hulle moet daar 'n dekkleed van robbevelle oor uitsprei en sy draaghoute insteek. En eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die laar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om te dra. Maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra van die tent van samekoms. En die toesig van Eleazar, die seun van die priester Aaron, gaan oor die olie vir die kandelaar en die reukwerk van speserye en die voortdurende spysoffer en die salfolie. Die toesig oor die hele tabernakel en oor alles wat daarin is, die heiligdom en behorende gereedskap. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en gesê: Sorg dat die stam van die geslagte van die Kehatite nie onder die Lewiete uitgeroei word nie, maar doen dit vir hulle sodat hulle lewe en nie sterwe nie, as hulle na die hoogheilige dinge aankom. Aaron en sy seuns moet ingaan en hulle aanstel, elkeen oor sy dienswerk en oor wat hy moet dra. Maar hulle moet nie inkom om vir 'n oomblik die heiligdom te sien nie, sodat hulle nie sterwe nie. Die Here is baie beslis en baie streng oor die feit dat sekere mense die heiligdom moet sien en sekere mense nie die heiligdom moet sien nie. Vers 21, en die Here het met Moses gespreek en gesê: Neem die volle getal op, ook van die seuns van Gerson, volgens hulle families, volgens hulle geslagte. Jy moet hulle tel van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat verplig is om diens te doen, om dienswerk te verrig by die tent van samekoms. Dit sal die dienswerk van die geslagte van die Gersoniete wees by die diens en by die vervoer. Hulle moet die tentdoeke van die tabernakel dra,
ook die tent van samekoms sy dekkleed, en die dekkleed van robbevelle, wat, ek wil net, julle weet as jy, voel, jy weet as jy, as jy deur 'n demoon aanval gaan, deur 'n spiritual warfare, en, jy weet wanneer 'n demoon tikkel met jou, so ek moet net gou die Onse Vader bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ekskuus. Ek word verskriklik aangeval, en wanneer ek dit voel, dan help het my as om die Onse Vader te bid. Ons was laaste by vers 21. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die volle getal op, ook van die seuns van Gerson, volgens die families, volgens hulle geslagte. Jy moet hulle tel van 30 jaar oud daarbo, tot 50 jaar, almal wat verplig is om diens te doen, om dienswerk te verrig by die tent van samekoms. Dit sal die dienswerk van die geslagte van die Gersoniete wees by die diens en by die vervoer. Hulle moet die tentdoeke van die tabernakel dra, ook die tent van samekoms, sy dekkleed en ekskuus. Net gaan toiletpapier kry. In een van die heel eerste video's wat ek gemaak het, het ek gesê, leer ken God. Die kanaal van my gaan oor my wat God leer ken. Nou, ek praat nie van 'n handboek Christen wees nie, ek praat van vir God diep ken. Vir God ken oral waar jy kyk om te sien. Ek kyk nou vast teen bome en ek sien God. Onthou die met Noag, nee, ek dwaal nou tydelijk van die punt af, maar met Noag, toe God die vloed toe God die vloed gestuur het. Ek het altyd gedog, die vloed is net daar gewees, daar by Noag, waar Noag gebly het, ek weet nie wat sy plek sy naam het. Maar die Bybel sê, die vloed was oor die hele aarde. En as jy dink daaraan, nee, hier waar ek en jy nou sit in Suid-Afrika, ek weet nie of die mense is wat my kyk in ander lande nie, maar ek het gekies om die kanaal te maak in Afrikaans. Want ons is 'n nasie, ons is 'n nasie. Ek is nou 'n nummerie en heeltyd praat God van nasies. Nou, ek weet nie hoe ons afstammelinge, ons Suid-Afrikaanse afstammeling as nasie, ek praat nie van ras nie, ek praat van nasie, hoe ons Suid-Afrikaanse mense uitloop van as jy nou kyk in 'n vorm of in die opsig van lote, as ons waar ons uitloop, nee, van
Abraham, Jakob, Isaac, want eventually is ons afstammelinge van daai gene, want dit kom toe nou neer op Noag, so ons het 'n bietjie Noag in ons almal, want hulle was die laaste mense na die vloed. So wat ek basically wil sê is dat leer ken God is vir ek en jy om God beter te leer ken. Dit is om my seentjie het nou die dag vir my gevra, my jongste seentjie, mamma, hoekom het Adam en Eva, hoekom het God nie net toe Adam en Eva die appel geëet het, of die vrug geëet het, toe kon God hulle mos gestraf het en gesê, weet jy wat, julle was stout gewees, ons eindig alles. En ek kon hom nie antwoord, vir hom sê, nie die Here weet alleen. Ek het hom gesê, toe God die duiwel uit die hemel uitgegooi het, nee, het hy klaar geweet wat Adam en Eva gaan doen. Maar hy het gekies om voor te gaan. Hy het gekies om nog steeds Adam en Eva te skape. So God het al reeds geweet, hierdie oomblik wat jy nou ervaar, wat ek nou ervaar, gaan plaasvind. Nou gaan baie mense vir my sê, maar 'n mens se toekoms, nee, God het mos nou uiteengesit. As God weet wat gaan gebeur, hoekom het dan laat uitspeel? Ek dink daar is verskillende scenario's en die scenario's verander die hele tyd. Want ons keuses bepaal ons toekoms. So, daar was 2 scenario's. Een waar Eva sê vir die duiwel, nee, sorry dude, ek gaan nie daai vrug eet nie, want God het gesê ons moet dit eet nie. En dan die ander scenario, obviously, wat sy besluit het, sy gaan nou die vrug eet. So, God het ons geskape met 'n vrye wil. En partykeer is ons lekker ongehoorsaam, nee, soos ek. God het vir my gesê, na die dag in 'n droom, want ek het mis by, in een van my video's, ken hom in al jou weer, dan sal hy jou baie gelyk maak, gaan kyk hy video, dis regtig baie goed, die Here het regtig baie hard met my gepraat. En, ek het gesê dat ek het 3 verskillende bronne van inkomste en ek klop heeltyd, want ek het baie geld gemaak in op die een bron en ek doen nie meer nie. En die Here is besig om my deure vir my heavy toe te maak. En ek weet hy lei my hierdie kant toe, maar ek wil trade. En ek hardloop heeltyd teen 'n toe deur vas. Een van my vriende het nou die dag vir my gesê, jy's baie hardkoppig, jy gaan klop by 'n deur wat nie eens vir jou bedoel is nie. Maar ek hou van trade, so. Terug na my droom toe. Die Here het vir my gesê, jy gaan jou geld verdien deur te praat. So, ek moet in so 'n rigting ingaan. En tog gaan karring ek nog steeds met trading en gaan karring nog steeds met my ou werk, so. Ek het nie ore nie, nee. So, nou doen ek my YouTube video's en ek leer ken God en ek help iemand anders so. Want dis God se plan, nee. Okay, ek het alweer afgedwaal. Ek dink dit is by vers 26. En die behangsels van die voorhoof en die bedekking vir die ingang van die poort van die voorhoof, wat rondom die tabernakel en die altaar is, en hulle lyne sowel as al die gereedskap wat by die bediening daarvan behoort, en alles wat daarvoor gedoen moet word, moet hulle verrig. Die hele dienswerk van die seuns van die Gersoniete, alles wat hulle moet dra en hulle hele diens, moet wees volgens die bevel van Aaron en sy seuns, en julle moet hulle
al hulle draaiwerk aanwys om dit waar te neem. Dit is die dienswerk vir die geslagte van die seuns van die Gersoniete by die tent van samekoms en wat hulle te besorg het, moet plaasvind onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron. Wat aangaan die seuns van Merari, die moet jy tel volgens hulle geslagte, volgens hulle families. Jy moet hulle tel van 30 jaar oud en daarbo tot 40 jaar. Almal wat dienspligtig is om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig. En dit is wat by hulle draaiwerk besorg moet word, hulle hele dienswerk by die tent van samekoms. Die style van die tabernakel met sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke, en die pilare van die voorhoof rondom met hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne, al die gereedskap sowel as alles wat by die bediening daarvan behoort. En die gereedskap wat by hulle draaiwerk besorg moet julle met die naam aanwys. Dit is die dienswerk vir die geslagte van die seuns van Merari, hulle hele diens by die tent van samekoms onder die leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron. En Moses en Aaron en die owerstes van die vergadering het, hy sê, mama is gaan nog besig met die video, maar ek moes amper klaar. Ja, jy kan inklik, ek is nou al klaar 16 minute in het, en het is 'n baie lang hoofstuk, ek gaan nie nou eindig nie. Maar is ek nie by Daniela gaan staan? Jy kan nou by gaan chill. Okay. Ek wil nie agterraak met my video's vir die kanaal nie. Okay, Onthou Enrique is tot 2:15 vandag. Sy extra. Ja. Gems aan daar. Ja. Okay. Kyk reg maar. Okay. Bye. Kyk gou daar, hoor. Vers 33. Dit is die dienswerk vir die geslagte van die seuns van Merari. Hulle hele diens by die tent van samekoms onder die leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron. En Moses en Aaron en die owerstes van die vergadering, die seuns van die Kehatite, getel volgens hulle geslagte en volgens hulle familie, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar. Almal wat dienspligtig was, in sake die dienswerk by die tent van samekoms, en hulle geteldes was volgens hulle geslagte 2750. Dit is die geteldes van die geslagte van die Kehatite, almal wat by die tent van die samekoms gedien het, wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses getel het, en die geteldes van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte en volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar. Almal wat dienspligtig was, in sake die dienswerk by die tent van samekoms, hulle geteldes was volgens hulle geslagte, volgens hulle families, 2630. Dit is die geteldes van die geslagte van Gerson se seuns, almal wat by die tent van samekoms gedien het, wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Here getel het. En die geteldes van die geslagte van Merari, se seuns volgens hulle geslagte, volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig was in sake die dienswerk by die tent van samekoms. Hulle geteldes was volgens hulle geslagte 3200. Dit is die geteldes van die geslagtes van Merari, die seuns van Moses en Aaron volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses getel het. Al die getelde leviete wat Moses en Aaron en die owerstes van Israel getel het volgens hulle geslagte en volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig was om dienswerk te verrig en die werk van vervoer by die tent van samekoms. Hulle geteldes was 8580. Ekskuus, ek maak net gou seker my dogtertjie is wat sy moet wees. Vers 49. Volgens die bevel van die Here, deur tussenkoms van Moses is hulle aangewys, elkeen vir sy diens en vir sy draaiwerk, naamlik die geteldes, soos die Here Moses beveel het.
Ja, hier is 'n lang hoofstuk gewees. Okay, so ons is nou klaar met nummer 4. Baie dankie. Ek hoop julle moet seker julle Bybels vat, nê, saam my lees as julle wil. Maar as jy op die pad is en jy wil net sit en luister na wat ek lees en soos wat ons God beter leer ken, doen dit asseblief. Tot 'n volgende video.